Môre, dis Dinsdag die 28ste April en ek hoop dat jy God se genade vandag al reeds raak gesien het. Ons is vandag in Genesis 31 en die titel van ons dagstukkie is God praat lank voor die skuif kom. Ek wil jou vandag iets vra. Het God al met jou gepraat oor iets wat nog nie gebeur het nie? Dalk 'n skuif, 'n verandering of dalk 'n roeping. Iets wat jy geweet het moet gebeur, maar die deur het nog nie oopgegaan nie. Nou Jakob ken daardie gevoel baie goed. Hy het 20 jaar lank in Haran vertoef, 14 jaar vir sy vroue en 6 jaar vir die vee. En in daardie laaste 6 jaar het God met hom gepraat. God het gesê, gaan terug na Kanaan, gaan terug na die land van jou vaders. Ek sal met jou wees. Maar Jakob het nie dadelik getrek nie. 6 jaar lank het hy nog gewag. 6 jaar tussen die belofte en die uitvoering daarvan. En ek wonder of Jakob in daardie 6 jaar soms ook gedink het ek dit reg gehoor? Was dit regtig God? Waarom gebeur dit nie? Maar God het nie vergeet nie. Hy was besig om hom voor te berei. Maar die wag tussen die belofte en die uitvoering is nie stilte nie. Dit is voorbereiding. Laban se gesindheid moes verander. Die rykdom moes versamel word. Die vroue moes gereed gewees het. God berei ons altyd voor hy uitvoer. En toe alles gereed was, praat God weer. En hierdie keer noem hy homself by 'n naam wat Jakob goed ken. God sê, ek is God van Bet-El. El Bet-El. Die plek waar Jakob op die vlug was en God hom ontmoet het. Die plek waar God gesê het, ek is met jou. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou terugbring. God herinner Jakob aan sy eie belofte. God vergeet nooit wat hy gesê het nie. En in die oorspronklike Hebreëus was daar baie interessante woord gebruik om Jakob te sê dat hy moet teruggaan. Die woord is shuv. Dit beteken gaan terug, draai om, keer terug na die plek waar God jou geroep het. En dit is dieselfde woord wat die Bybel gebruik vir bekering, shuv. Bekering is nie 'n nuwe pad nie. Dit is 'n terugkeer na die pad wat God van die begin af beplan het vir my en vir jou. Nou die 20 jaar in Haran was nie 'n ompad nie. Dit was die pad. God se plan loop deur ons moeilikste jare. Nie verby dit nie, maar deur dit. En Jesus Christus self is ons ewige Bet-El. Die plek waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Die deur tussen God en mens. Jesus het alles verlaat wat hy gehad het en gekom na ons toe, presies op die regte tyd. Nie 'n dag te vroeg nie, en ook nie 'n dag te laat nie. Kom laat ons bid. Here onsse God, U is El Bet-El, die God van die plek waar U met ons praat. U vergeet nooit wat U gesê het nie, Here. Ons bely dat ons soms dink, die wag beteken U het opgehou werk. Maar Jakob se verhaal sê vir ons iets anders. U het 6 jaar voor die skuif al gepraat. U was besig om hom voor te berei. Dankie dat U 'n plan het, nie 'n ompad het nie, maar deur ons moeilikste jare saam met ons loop. Dankie dat ons nie moet verstaan hoe U tydsberekeninge werk nie, Here, net dat U altyd op tyd is. Laat ons luister as U praat, ook as die uitvoering nog baie ver is. En as U vir ons sê nou, laat ons gereed wees en gehoorsaam om te beweeg soos wat U beveel. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Het God al met jou gepraat oor iets wat nog nie gebeur het nie? Vertrou jy dat die wag voorbereiding is en nie net 'n stilte nie? Onthou, God praat lank voor die skuif kom. El Bet-El, vergeet nooit wat hy gesê het vir jou nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.